Ons is in Spreuke hoofstuk 6. En ons begin vandag met Spreuke hoofstuk 6, ons gaan kyk na die eerste 5 verse. Spreuke hoofstuk 6 vers 1 tot 5 en dit lees dan so: My seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir 'n vreemde jou handslag gegee het, verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die woorde van jou mond, doen dan dit, my seun, om jouself te red, want jy het in die hand van jou naaste geraak. Gaan, werp jou neer en bestorm jou naaste. Gun jou oë geen slaap en jou ooglede geen sluimering nie. Red jou soos 'n gemsbok uit die hand en soos 'n voël uit die hand van 'n voëlvanger. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie vir die waarheid wat hierin is en dat alles waarheid is en dat ons op alles kan ag gee en dat daar nie een woord, nie een punt, nie een komma uit plek uit is nie. Alles is so deur U uitgeasem, o Heer. En mag ons dit ook so hanteer in die oggend. Mag ons die woorde hoor, mag ons daarna luister, o Heer. En mag die Gees in ons harte werk. Mag ons nie hoogmoedig wees om te dink, maar ons is die uitsondering nie. Mag ons nie so hoogmoedig wees om te dink dat dit nie op ons van toepassing is nie. Maar lei ons, Here, dit pleit ek, deur die krag van die Gees, om onsself te verootmoedig voor U woord, en om U woord ook aan te hoor, en aan te neem, en ook so te doen. Lei ons in dit, Here, deur die krag van die Gees. Here, want ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen nie. En mag U in ons harte werk. Mag die hart van klip verruil vir 'n hart van vlees, sodat ons ter ere en verheerliking van U naam sal lewe. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ons het laasweek klaargemaak met hoofstuk 5, waar Salomo 'n ander rede gee as erfenis en nalatenskap om nie egbreek te pleeg nie, naamlik die seën wat binne die huwelik is. Hy sê onder andere in vers 18, verheug jou oor die vrou van jou jeug. In vers 19 het hy gesê, laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelmd wees. En omdat egbreek nie net beteken dat jy die verbond verbreek, en jou nalatenskap prysgee, en dat jy dobbel met jou nageslag, om nie 'n goddelike saad op te rig nie, maar ook beteken dat jy die vreugde wat binne die huwelik is, prysgee. Daarom vra Salomo dan in vers 20, waarom sou jy my seun by 'n vreemde bedwelmd raak, en die boesem van 'n ontuchtige omhels? Hoe sal jy dit doen as die beste en meeste vreugde en die beste beloftes klaar vir jou gegee word binne die eg en binne die verbond wat jy met jou vrou het? Jy is 'n dwaas, en so Salomo ook afsluit, deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Die Here gee nie net vir ons die eg om 'n goddelike saad op te rig en om die aarde te vul soos hy ons gebied om te doen in Genesis 1 vers 28 nie, maar hy gee ons ook die eg om dit te geniet. En soos ons laasweek gesien het, die woord waarsku ons teen die mense wat nie wil hê ons mag die dinge geniet, wat die Here ons so ooglopend gee, om wel te geniet nie. Hy waarsku ons, of die woord waarsku ons teen die mense, wat nie wil hê ons moet die dinge geniet, wat die Here wil hê ons moet geniet nie. Die Here gee ons kos om te geniet, hy gee ons drank om te geniet, of althans wyn om die hart bly te maak, soos die Bybel sê. En hy gee ons ook die eg, en so die vrou van ons jeug, om onsself oor haar te verheug. En in haar liefde gedurig deur bedwelmd te wees. En dit alles is natuurlik gawes van die Here af. Maar laat ons nie die dinge wat die Here ons gee om te geniet misbruik nie. Want as jy kos misbruik, dan is jy 'n vraat. En die Bybel is nie onduidelik nie, jy staan dan verdoem.
As jy wyn misbruik, is jy 'n dronkaard. En jy staan verdoem. En as jy enige genot buite die huwelik soek, wees dit nou egbreek, of voor huwelikse gemeenskap, dan staan jy ook verdoem, indien jy nie tot inkeer kom en tot bekering kom nie. Want geen egbreker of hoereerder, soos die woord ons leer, sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar laat ons nie 'n fout maak om te dink dat ons nie die dinge mag geniet, wat die Here ons wel gee om te geniet nie, insluitend die eg. En wees versigtig vir die mense wat sê, ons mag nie die dinge geniet, wat die Here ons gee om wel te geniet nie. Wees versigtig vir daardie mense. Dis 'n geloof van werke. Hulle wil hulle redding verdien. En so wil hulle hê, jy moet ook jou redding verdien. Deur om nie die dinge te geniet, wat die Here vir ons ooglopend gee om wel te geniet nie. Geniet die dinge, wat die Here vir ons gee om te geniet. Ter eer en verheerliking van sy naam, natuurlik. Maar ons begin dan by 'n nuwe hoofstuk, en so ook 'n nuwe lesing of lering dan, van Salomo, wat weer eens aangedui word met die woorde van my seun, soos ons lees in die opening van vers 1. En hierdie lesing strek dan tot en met vers 19, waar ons sien vers 20 weer met 'n nuwe tema begin, weer eens met die woorde van my seun. En hierdie lesing waarmee ons dan vandag begin, kan byna as 'n bylaag gesien word, of as 'n synota gesien word, aangesien ons sal sien dat die onderwerp van oorspel weer hervat word vanaf vers 20 af. Maar in hierdie lesing wat strek tot en met vers 19, sien ons dat daar basies 3 lesse geleer word. Eerstens rakende die persoon wat borg staan vir iemand anders, waarna ons dan nou ook vandag na sal kyk. Tweedens verse 6 tot 11 wat handel oor die leiaard, en laastens verse 20 tot 19 wat handel oor die deugniet, of althans die kwaaddoener, waar verse 16 tot 19 vir ons basies definieer wat bedoel word met 'n deugniet of 'n kwaaddoener, wanneer dit sê in vers 16, hierdie 6 dinge haat die Here, en 'n 7de is vir sy siel 'n gruwel. En dan lys dit al die dinge in die opkomende verse wat wel vir die Here 'n gruwel is. Maar ons begin vandag by die eerste punt, rakende die persoon wat borg staan vir 'n ander. En ons lees in verse 1 tot 3, daar staan, my seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir 'n vreemde jou handslag gegee het, verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die woorde van jou mond, doen dan dit, my seun, om jouself te red, want jy het in die hand van jou naaste geraak. 'n beter vertaling, en soos baie ander vertalings het ook vertaal, sê nie, want jy het in die hand van jou naaste geraak nie, maar eerder aangesien jy in die hand van jou naaste gekom het. Menende, hy het jou in besit. Jy het in sy hand gekom, net soos wat 'n persoon in die hand van sy vyande val. Ons lees onder andere van Samson, wat deur die Filistyne gevang was, in Rigters 16 vers 23 waar staan, en die vorste van die Filistyne het vergader om 'n groot offer te bring aan hulle god Dagon, en om vrolik te wees, en hulle het gesê, ons God het ons vyand Samson in ons hand gegee. En dieselfde word bedoel van die persoon wat vir iemand anders borg staan. Wanneer dit sê, want jy het in die hand van jou naaste gekom. Dit is dieselfde bedoeling. En ons weet dit is wat hier bedoel word. Want ons sal sien, daar staan in vers 5 van ons teks vandag, red jouself soos 'n gems. Uit die hand, soos 'n voël uit die hand van 'n voëlvanger. Jy's gevang. Met ander woorde, net soos wat 'n dier gevang word, of 'n vyand soos iemand soos Samson gevang het, so word jy gevang in die hand en is 'n slaaf of 'n gevangene van die persoon vir wie jy borg teken. En dit is presies die boodskap of idee wat Salomo hier vir ons probeer skets. Jy is in die hand van 'n ander persoon, jy is gevange. Nou die woord van die Here is uiters pro om vrygewig te wees. Ons kan maar vrygewig wees. Ons het gelees onder andere in Spreuke 3 vers 27 en 28, daar het gestaan, hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom, as dit in jou mag is om dit te doen nie. Sê nie vir jou naaste nie gaan en kom terug, dan sal ek môre gee, terwyl jy dit het nie.
Deuteronomium 15 vers 7 sê, as daar 'n arme onder jou is, een van jou broers, in een van jou poorte in jou land, wat die Here jou God aan jou gee, sal jou hart nie verhard of jou hand toesluit vir jou arm broer nie. Ook mag daar nie rente gevra word nie, wanneer jy uitleen, of iemand help nie, soos Eksodus 22 vers 25 vir ons sê, as jy silwer leen aan my volk, aan die arme by jou, sal jy vir hom nie wees soos 'n skuldeiser nie, jy sal geen rente op hom lê nie. En die volgende vers sê, as jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit teruggee voor die son ondergaan. So daar word voorsiening gemaak in die Bybel om iets as borg te gee, nie waar nie? Of althans om 'n besitting as borg te neem. Maar daardie besitting of kledingstuk moes daardie selfde dag nog teruggegee word. Dit was 'n transaksie wat net 'n dag gehou het. Waarskynlik as iemand nie onmiddellik die geld op hulle persoon gehad het nie, maar dit later die dag dan sou bring, en selfs al het hy dit nie vir jou gebring nie, jy moes nog steeds, wat ook al aan jou gegee het, daardie selfde dag nog teruggee. Daarom lees ons ook in Deuteronomium 24 vers 9 tot 13, daar staan, dink aan wat die Here jou God op die pad by julle uittog uit Egipte aan Miriam gedoen het. As jy aan jou naaste enigiets leen, mag jy in sy huis nie ingaan om sy pand te gaan haal nie. Buite moet jy bly staan, en die man aan wie jy geleen het, moet die pand vir jou buitentoe uitbring, en as hy 'n arm man is, moet jy met sy pand nie gaan slaap nie, jy moet hom sekerlik teen sonsondergang die pand teruggee, dat hy in sy kleed kan slaap en jou kan seën, en dit sal geregtigheid vir jou wees, voor die aangesig van die Here jou God. So die pand, of die borg wat gegee was waarskynlik net gegee, omdat die persoon nie onmiddellik die geld op hulle gehad het nie, hulle moes dit net gou by die huis gaan haal het. En dan wanneer hulle dit gaan haal het, daai selfde dag om vir jou te gee, dan gee hulle weer jou kledingstuk vir jou terug. Dis net, ek moet gou my geld by die huis gaan haal. En selfs al het hy nie die geld dan vir jou gebring nie, die transaksie was nie langer as 'n dag, jy moes nog steeds die kleed vir hom teruggee. Daar word voorsiening gemaak vir borgteken of om 'n pand te neem. Maar dit was die voorsiening wat daarmee saamgegaan het. Dit was 'n eendag transaksie. En al die dinge is aanvaarbaar. En ook die regte manier om besigheid te gedoen het. Jy mag maar vrygewig gewees het. Jy mag nie rente gevra het nie. Jy mag nie wat ook al jy as borg geneem het vir meer as 'n dag gehou het nie. Jy moet vrymoedig of vrygewig wees. Jy moet barmhartig wees. Maar om borg vir iemand anders se skuld te staan, is nie een van daai dinge nie. Dit is nie vrygewigheid nie. Om borg vir iemand anders se skuld te staan is niks anders as om in die hand van 'n vyand te val nie. En daarom sê Spreuke 17 vers 18 ook vir ons, dit is 'n verstandelose mens wat handslag gee, wat borg staan vir sy naaste. En jou naaste sluit natuurlik jou familie in. Spreuke 11 vers 15 sê, baie sleg word iemand behandel as hy vir 'n ander borg gestaan het, maar hy wat haat wie die handslag gee, is veilig. Of soos ander vertalings vertaal, maar hy wat die handdruk haat, is veilig. Waar die handslag of die handdruk dan nou natuurlik verwys na die ooreenkoms om borg te staan. Maar hy wat die handdruk haat, hy wat nie die handslag gee nie, hy is veilig. Hy wat nie daai ooreenkoms van borg teken nie, is veilig. En so lees ons ook in Spreuke 22 vers 26 en 27 daar staan, wees nie onder die wat 'n handslag gee, onder die wat skulde borg staan nie. As jy nie het om te betaal nie, waarom sal hulle jou bed onder jou uitneem? Nou as jy iemand anders se skuld wil delg, wat hulle in die verlede gemaak het, dan is jy welkom om dit te doen. En dit is 'n saak van barmhartigheid en vrygewigheid as jy dit wel doen. As jy iemand anders se skuld namens hulle wil delg. Ons sien hoe Paulus dit vir Onesimus gedoen het, of wou doen.
Onesimus het weggehardloop vanaf sy eienaar Filemon af en hy het by Paulus gekom. En ons sien Paulus stuur toe vir Onesimus terug na Filemon, saam met 'n brief waar ons onder andere lees in Filemon 1 vers 18 en 19, Paulus skryf, en as hy jou benadeel het, dis nou Onesimus, of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal. Om nie te sê jou rekening nie, want jy is daar by jou eie persoon ook aan my verskuldig, sê Paulus vir Filemon. Maar Paulus sê hy sal dit betaal. Wat ook al Onesimus skuld, ek betaal dit. Sit op my rekening. Maar daar is 'n verskil tussen wat Paulus doen en om borg te staan. Want Paulus is nie besig om borg te teken vir toekomstige skuld nie. Nee. Hy sê hy sal betaal vir die skuld wat klaar gemaak was. Die verlede skuld. Met ander woorde, hy weet presies waarin hy homself kry, terwyl die persoon wat borg staan, nie kan weet nie. Of daar in die toekoms 'n las op hom gelê gaan word of nie, en wat die skuld gaan wees of nie. En soos vers 2 van ons teks vir ons sê, as jy borg gestaan het vir iemand, dan is jy verstrik en jy is gevang. In dieselfde sin as wat 'n dier in 'n struik val of gevang word, want dit is juist diere wat Salomo hier gebruik as 'n voorbeeld. Soos ons lees in vers 5, waar vir ons gesê word, om jouself te red soos 'n gemsbok uit die hand, en soos 'n voël uit die hand van 'n voëlvanger. En so is die woord nie onduidelik nie. Indien jy borg staan vir iemand, dan het jy in die hand van iemand anders beland. Net soos iemand in die hand van 'n vyand beland. Indien jy borg staan vir iemand, dan is jy gevang. Net soos wat 'n dier gevang is, of 'n voël in die hand van 'n voëlvanger gekom het. En dit maak ook sin. Veral as ons kyk na wat die Bybel ons leer, indien ons geld leen. Spreuke 22 vers 7 sê, die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is 'n slaaf van die man wat uitleen. Met ander woorde, die woord leer ons dat as jy geld leen, dan is jy 'n slaaf. En die een wat daai geld vir jou geleen het. Jy's 'n slaaf. Nou wanneer jy geld leen, wel dan kry jy ten minste iets. Met ander woorde, jy kry die geld wat jy geleen het, nie waar nie? Jy kry ten minste iets. Maar as jy vir 'n persoon borg staan wat geld geleen het, dan kry jy nie eers die geleende geld nie. Al wat jy kry is die risiko dat jy dit moontlik moet terugbetaal wat jy nie eers gekry het nie. Nou as die persoon wat die geld leen 'n slaaf is, hoeveel meer nie jy wat borg staan wat nie eers die geleende geld kry nie. En daarom kan die skrif praat van enige iemand wat borg staan, nie as 'n slaaf nie, maar as 'n gevangene. Want jy is slegter af as 'n slaaf, want jy het nie eens die geleende geld gekry nie. En daarom praat die Bybel nie van jou as 'n slaaf nie, jy is 'n gevangene. Jy is soos 'n persoon wat in die hand van 'n vyand geval het, jy is soos 'n dier wat in 'n hok gevang is. Om 'n slaaf te wees is beter as om 'n gevangene te wees. Maar 'n gevangene is presies wat jy is, indien jy vir iemand borg staan. En ja, dit mag dalk wees dat jy vir jou familie borg staan, of jou naaste, soos vers 1 sê, borg staan. Maar die realiteit is, jy raak die gevangene van 'n vreemde. Soos vers 1 ook vir ons sê, jy die gevangene van 'n vreemde raak. Ongeag of jy borg staan vir jou naaste of nie. Jy raak die gevangene van 'n vreemde. Want die realiteit is, dit maak nie saak vir wie jy borg staan, of hoe goed jy die mense ken vir wie jy borg staan nie. Jy raak die gevangene van 'n vreemdeling, want dit is nie jou naaste of jou familielid wat aan jou deur gaan kom klop nie. Dis 'n vreemdeling wat aan jou deur gaan kom klop, wanneer jy die skuld moet betaal. En daarom gaan die einde van vers 3 tot vers 5 van ons teks dan verder aan om te sê, gaan werp jou neer en bestorm jou naaste. Gun jou oë geen slaap en jou ooglede geen sluimering nie. Red jou soos 'n gemsbok uit die hand en soos 'n voël uit die hand van 'n voëlvanger. Met ander woorde, doen alles in jou vermoë
om uit die situasie uit te kom. Wanneer 'n bok of 'n voël gevang word, gee daardie bok of voël geen aandag aan enigiets anders as om te ontsnap nie. Dis al waaraan daai bok of daai voël dink, is hulle wil net ontsnap. Dit dink nie aan kos of skuiling of kuikens of enigiets anders nie, al waarin daardie dier dink is om te ontsnap en so moet dit wees met die persoon wat ook borg gestaan het. Naamlik doen alles in jou vermoë om daar uit te kom indien enigsins moontlik. Indien enigsins moontlik. Byvoorbeeld, as iemand 'n huis gekoop het en jy het borg gestaan, gaan pleit by hulle om dit te verkoop. Gaan pleit by hulle. Sodat hulle skuld kan afbetaal en jy uit daai borgskap kan uitkom. As iemand 'n kar gekoop het op skuld en jy het borg gestaan, gaan pleit by hulle om dit te verkoop en om daardie skuld af te betaal, sodat jy kan vrykom. Doen alles in jou vermoë, sê die Bybel. Gaan dit 'n saak van vernedering wees? Ja. Natuurlik gaan dit 'n saak van vernedering wees. Want soos vers 3 sê, gaan werp jou neer en bestorm jou naaste. En ander vertalings vertaal dit so: verneder jouself en dring aan by jou naaste. Verneder jouself as jy moet. En gaan dring aan by jou naaste. Verneder jouself as jy moet, maar die Bybel is nie onduidelik oor wat die wyse ding is om te doen nie. In so 'n situasie nie. Naamlik, verneder jouself. En doen alles in jou vermoë om uit jou verpligting uit te kom. Ja, selfs al is dit jou naaste. Maar om af te sluit, laat ons nie so dwaas wees om borg te staan vir iemand, al is dit vriende of familie nie, wat in elk geval nie kan bekostig dit wat hulle besig is om te koop nie. Laat ons nie so dwaas wees om borg te staan vir mense, wat in elk geval nie kan bekostig dit wat hulle besig is om te koop nie. Want as iemand moet geld leen om iets te koop, dan beteken dit, hulle kan dit al klaar nie bekostig nie. Want hulle moet geld leen. Dit is hoekom hulle geld moet leen, juist omdat hulle nie die geld het om dit te kan koop nie. Met ander woorde, hulle kan dit nie bekostig nie, eintlik. Maar as die bank nie eers vir jou wil geld leen nie, sonder dat iemand borg teken nie, dan beteken dit sonder twyfel dat jy dit geensins kan bekostig nie. As die bank iemand geld moet leen om iets te koop, dan kan hulle dit eintlik nie bekostig nie. Maar as iemand nog moet borg teken, beteken dit, hulle kan dit regtig nie bekostig nie. En die beste om te doen in so 'n situasie is om vir die mense te sê, wat jou vra om borg te teken, dat die feit dat hulle iemand nodig het om borg te staan, bewys dat wat hulle ook al besig is om te koop, hulle dalk nie moet koop nie. Want hulle kan dit nie bekostig nie. As die bank nie eens vir jou wil geld leen nie, dan is die beste ding dalk om vir daai mense te sê, wat vir jou vra om borg te teken, luister, die bank wil nie eens vir jou geld leen nie. Dalk kan jy dit dan nie bekostig nie. Dit is jou plig as 'n vriend, dit is jou plig as 'n broer of 'n suster, dit is jou plig as 'n ouer, dat wanneer jou naaste jou vra om borg te teken, jy eerder die geleentheid gebruik, om hulle te leer wat die Bybel ons oor skuld leer, en om hulle te help om beter finansiële besluite te maak. Maar laastens ook, laat ons besef, daar is net een wat borg kan staan en nie dwaas is om dit te doen nie. Daar is net een wat borg kan staan en nie dwaas is om dit te doen nie, en dit is Jesus Christus. Hy alleen kan borg staan sonder om 'n dwaas te wees terwyl hy dit doen. Want hy het nie die skuld betaal van alle gelowiges wat in geskiedenis bestaan het nie. Hy het ook die skuld kom betaal of borg kom staan van alle gelowiges wat nog sou sondig in die toekoms.
alles wat ons nog verkeerd gaan doen, het hy klaar kom sê, wel, laai dit op my. Elke sonde wat ons nog gaan pleeg, en wat die generasies na ons nog gaan pleeg, het die Here klaar gesê, wel, ek sal dit betaal, wat ook al dit mag wees. Christus het borg gestaan vir almal wat gesondig het, en vir almal wat nog sou sondig. En in 'n verbond met hom gaan tree. Almal wat in 'n verbond met hom gaan tree, het hy kom borg staan voor. En soos ons lees in Hebreërs 7 vers 21 en 22 daar staan, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. Dit sal hom nie berou nie. U is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek, en sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Dit is die enigste borg wat sonder berou is, soos die skrif sê. Josef se broers trek af Egipte toe om kos te kry gedurende die hongersnood. En Josef neem toe vir Simeon gevange. Josef sê toe vir sy broers, hy sal net Simeon vrylaat as hulle vir Benjamin die volgende keer saambring. En Jakob wou natuurlik toe nie vir Benjamin laat gaan nie, want dit is sy oogappel, maar Judas sê toe vir Jakob sy pa in Genesis 43 vers 9, ek sal vir hom borg wees, van my hand kan u hom eis, as ek hom nie na u bring en voor u stel nie, sal ek lewenslang teenoor u skuldig staan. En gelukkig vir Juda moes hy nooit deurvoer op daardie borg nie, want Benjamin was toe veilig. Maar Christus het wel aarde toe gekom met die wete, dat die borg wat hy sou staan, om die nuwe verbond in te huldig, deurgevoer sou word, en van hom sou geëis word. En so het hy nie net die skuld van die gelowiges wat voor hom was voorbetaal nie, maar ook borg gestaan van 'n beter verbond, om almal se sondes te dek wat na hom sou kom, en wat nog in die toekoms sou sondig, maar onder daardie verbond sou inkom, waarvan hy borg gestaan het. Maar, laat ons nie min maak van sonde, net omdat hy klaar daarvoor betaal het nie. Laat ons nie min maak van sonde, omdat iemand anders klaar daarvoor borg gestaan het nie. Want dit is ons geneigtheid om te doen. Dit is klaar betaal. Ons is okay. Iemand anders staan vir my in. Nee, laat ons nie min maak van sonde, bloot omdat iemand anders namens ons borg staan. Maar mag die Here ons dit gun om te groei in heiligheid, te besef waarvan hy ons wel vrygekoop het, en om so te eer deur om ons hele lewens aan hom toe te wy, vir die borg wat hy al klaar vir ons gestaan het. Want so is ons nie net uit die slawerny uit bevry nie, deur sy borgskap nie. Ons is nie meer gevangenes nie. Sy borgskap is die enigste borgskap wat ons nie in gevangenis bring nie, maar wat ons uit gevangenis uitgebring het. En mag ons nie min maak daarvan nie. Deur om aan te hou sondig nie. En deur om te sê, maar die Here het ons klaar borg gestaan vir ons nie. Maar mag ons sy naam eer vir alles wat hy vir ons gedoen het. Mag ons sy naam eer deur om ons lewens uit te stort vir hom. Amen. Kom ons sluit die oor. Ag Here, ons dankie vir die woord, en nie altyd 'n lekker woord of 'n maklike woord om te hoor nie. Ag Here, want ons is maar dwaase mense, ons maak dwaase besluite, ons weet nie altyd wat die Bybel altyd sê nie. Alles was nog nie noodwendig al vir ons geleer nie. En ons maak foute, Heer. Ons besef hierdie goed baie keer te laat. En ons doen baie keer dinge
voordat ons besef het wat u woord ons daaroor leer. Here, dit beteken nie ons is onskuldig nie, net omdat ons nie geweet het wat die woord oor hierdie dinge leer nie. Dit beteken bloot dat ons nou 'n verantwoordelikheid het om te doen wat reg is volgens wat die woord wel vir ons leer. Selfs al vereis dit vernedering. Ag Here, mag ons nie dink dat ons die uitsondering is tot hierdie reëls nie. Mag ons nie dink dat ons die een persoon kan wees wat borg staan wat nie 'n dwaas is nie. U is die enigste. En ons kan nie net loof en prys, Here, dat u wel vir ons borg gestaan het, dat u borg staan van 'n beter verbond. Dat u nie net die prys kom betaal het vir die sondes van die verlede nie, maar selfs dit wat ons nog gaan doen. En dankie dat ons kan weet dat ons is vry. En Here, mag ons ag gee op die woord. Mag ons ag gee op die lering. En Here, waar ons dalk nie voorheen geweet het wat die regte ding is om te doen nie, mag ons nou die regte ding doen. En mag die Gees ons ook daarin lei. Here, want ons het maar hulp nodig. Val as dit kom by dinge soos om onsself te verneder. Mag U ons krag gee deur die Heilige Gees om te doen wat reg is in U oë, sodat ons wys voor U oë kan wandel. Dis ons gebed, o Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die genade so groot is. Amen.